Goeiemôre almal. Dit is so lekker om op hierdie oggend wat vol belofte van heerlike sonskyn is vir ons boere, net te buig voor die Here in aanbidding saam met julle en met 'n dankbare hart te kan kom getuig en te kan kom juig. Daar is niemand wat met ons God vergelyk kan word nie. En hierdie plek van sekuriteit wat ons by hom het, terwyl ons in 'n wêreld is waar daar soveel dinge is wat ons beïnvloed en ons probeer onderkry. Ek is hier in die psalms vanoggend, veral hier van Psalm 49 en 50 af, en dan dink ek aan wat Dawid gesê het. Dit is so moeilik vir hom, dit voel asof daar leeu's van alle kante afkom en daarop uit is om hom te vernietig. En waar hy moet uitroep na die Here toe en sê, Psalm 55 vers 7, confuse my enemies, O Lord, divide their tongues, destroying their schemes against me. En baie keer is ons goed ervaar, sonder dat ons regtig eers weet wat in ons gedagtes is, dan voel dit vir ons of ons op 'n plek is waar ons die Here moet vasgryp om net ons lewe op 'n plek te bring waar ons met ons oë op hom gefestig kan loop en ons wegkeer van die goed wat ons elke dag ervaar. Wat vir my so wonderlik is die oomblik wat as ons toelaat dat probleme of onopgeloste kwessies of goed wat ons nie weet hoe om te hanteer nie, 'n oorhand kry oor ons, dan is dit asof wat ons op 'n plek kom waar ons oë versluier raak vir die goedheid en die krag van ons Here. En ek sit en ek dink aan, wat is dit? Ons ken die woord van die Here, ons wil hom gehoorsaam, ons is sy kinders, wat is daar in ons wat tog van tyd tot tyd hierdie plekke van twyfel en wat ons letterlik moet beklei om te weet, omstandighede is teen ons, die goed wat met ons gebeur is oorweldigend, maar nogtans weet ek dat ons stabiele en veilige plek ons God is, en dat alles in elk geval ten goeie gaan meewerk, volgens sy perfekte wil vir ons, nie altyd volgens ons wil nie, maar sy perfekte wil is by verre beter as enigiets wat ons self gaan bedink en op plek kry. En daai plek van sekuriteit het net so weer hierdie laaste, veral 2 weke wat moeilik is, vir my 'n stabiliteit en 'n rustigheid gebring, veral waar daar probleme en vrae is wat nog nie beantwoord is nie, en om dan te sit en te wonder oor 'n ding, ons kom almal op daai plekke, maar tog op die plek, ten spyte van die feit dat jy nog nie antwoorde het nie, net daai rustigheid te kry, maar my God is in beheer in my lewe wanneer dit goed gaan, en ook wanneer dit volgens my nie goed gaan nie. Hy is die een wat my stabiele plek op aarde is. En ek lees Psalm 51 en hier kom 'n gedeelte wat Dawid met die Here praat, en ek wil dit vir ons lees. Hy praat van vers 8, hy sê, I was brought forth in a state of wickedness. In sin my mother conceived me, and from my beginning too I was sinful. Behold, wat wonderlik daar is dat Dawid kom en hy sê, hy is bewus daarvan met sy optrede, en onthou het hier te doen met die sonde van die moord van Batseba se man. Hier kom hy en hy sê, hy is bewus daarvan. Hy is in sonde ontvang en gebore, en dis wat hierdie woord sê, ons word gebore in 'n sondige sisteem in hierdie wêreld. En hy is so bewus van, as hy kyk na sy optrede, dat hy vanuit sonde uitkom. Maar dan kom hy en hy sê hier, behold, you desire truth in the innermost being. En die Here sê, hy sê, maar die Here wil sy waarheid, sy woord in ons vestig, in ons diepste wese. Want dit is waar die geveg is.
wat is in my en jou se diepste wese? En wanneer ons daarna kyk, dan kyk ons na Jeremia 17 vers 9 en 10 en ek wil dit vir ons lees uit die Message uit. The heart is hopelessly dark and deceitful, a puzzle that no one can figure out. But I, God, search the heart and examine the mind. I get to the heart of the human. I get to the root of things. I treat them as they really are, not as they pretend to be. Ons harte, in ons diepste wese, waaruit ons kom, sê die woord van die Here, ons hart is wicked. Hulle gebruik die woord wicked en boos. So, wat in ons harte, ek wil amper sê, ingeteel is, weet die Here, en baie keer is daar goed in ons, wat ons weet wat nie reg is nie, wat ons sukkel om die Here te vertrou. Maar die Here sê, hy weet van daai plekke. Hy weet wat gaan in ons harte aan, want dis ons diepste wese. Maar dan kom Dawid en hy kom bid hierdie wat vir my 'n geweldige indruk op my gemaak het. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part of my heart, you will make me known wisdom. In daai weggesteekte plekke van ons hart, wat ek en jy nie eers 'n beheer het nie, as ons die Here vasgryp, kom hy en hy sê, hy sal daar, in daai weggesteekte plekke, sal hy daai wickedness uithaal en hy sal sy wysheid daarin sit. En dan kom hy en hy sê, purify me with hyssop, and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Hoe wonderlik is dit nie? En hier gebruik die woord, die Bybel die woord hyssop. Onthou julle dat die eerste keer wat daar 'n heenwysing was na Jesus se bloed, Jesus wat die deur geword het om ons terug te bring na ons Vader se huis toe, moes hulle hyssop in die bloed van daai lam gedoop het en aan hulle deur kosyne gesmeer het om te sê dat ek kies dat Jesus my deur is. Hier kom Dawid en hy sê, Here, met hyssop, met daai bloed van Jesus, kom heilig en kom reinig my. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat dit wat in ons lewe verkeerd is, dit wat weggesteek is, baie keer kom daai gedagtes in ons op en dan kry ons amper skaam daarvoor. Dan voel ons, liewe land, wat is hier in die gang? Ons harte kom vanuit daai plek van 'n totale defilement, soos die Engelse dit noem. En ons moet hierdie goed wat in ons harte opkom, moet ons die heeltyd net voor die Here bring en sê, Here, my hart behoort aan U. U sê in U woord, ek moet U lief hê met my hele verstand, met my hart, met my hele wese. En daarom wil ek sê, nie net my verstand, wat ek weet wat daar aangaan nie, maar ook my hart, wat ek nie eers weet wat is weggesteek daar nie, bring ek na U toe en ek bid vir die bloed van Jesus om my te heilig en te reinig, want ek wil lyk en ek wil in U waarheid en in U wysheid wil ek lewe. En dan kom Dawid in Psalm 57 en ek wil dit vir ons lees en hy sê, nadat hy nou deurgegaan het en repent het en net sy oë so op die Here gevestig het. En in hierdie proses is daar vir my ook so 'n wonderlike plek in Psalm 56 waar hy kom en hy sê, vers 8, you have taken account of my wanderings. Die Here weet waar ons dwaal met ons gedagtes, met ons woorde, met ons tree. Hy sê, and you put my tears in a bottle. Are they not recorded in your book? Alles van ons lewe is vir die Here belangrik. Ook ons trane van hartseer en van regret. En die Here weet dit alles. En hy sê, dit is so belangrik dat hy dit in 'n bottel sit, dat hy dit bewaar, is vir hom kosbaar. En dan kom Psalm 57 vers 7 en Dawid kom en hy sê, my heart is steadfast, O God, my heart is steadfast and confident.
I will sing, yes, I will praise to you. Awake my glory, awake my harp. I will awaken the dawn. I will praise and give thanks to you, O Lord, among the people. I will sing praises to you among the nation, for your faithfulness and your loving kindness are great, reaching to the heavens, and your truth to the clouds. Be exalted above the heavens, O God. Let your glory and majesty be all over the earth. As ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan en as daar moeilike goed in ons lewe is en ons gee alles vir die Here, dit wat ons weet en dit wat ons nie weet nie. Wanneer ons na hom toe kom en sê, Here, hier is my hele hart, hier is my wese. U het my geskape, u weet wat in my aangaan, dit wat ek nie eers weet wat in my hart weggesteek is nie. U weet dit, Here. Maar ek kom en ek nooi u in daai plek in, want u is die deur wat my teruggebring het na my Vader se huis. En my Vader se huis is gevul met die heerlikheid van my Vader, met die rykdom van sy genade. En ek is deel daarvan. So, om dan net te jubel en te juig en te weet, niks op hierdie aarde is weggesteek vir ons God nie. Maar alles in ons lewe het hy lief, het hy genade oor en het hy compassion voor. En hy is die een wat ons uitlig uit daai plekke uit. En ons fokus wegvat van die negatiewe goed, van al die aanvalle, van al die uitdagings wat ons het, en ons oopplaas op sy glorie. En dit is so wonderlik om te weet dat hierdie is een plek waar ek en jy geen voorgee hoef te hê nie. Want die Here sê, maak nie saak wat ons na buitebehoorte wil wys nie, Jeremia 17. Hy kom na die wortel van alles en hy kom pluk daai wortel uit, want hy wil ons hele hart, ons hele wese wil hy bewoon met sy heerlikheid. Vader, wat 'n vreugde om te weet dat U ons God is, dat U vol genade en ontferming is, dat U ons liefhet ongeag waar ons is en wat ons doen. Here Jesus, U is die een wat die offer betaal het om ons terug te koop uit al hierdie verderf en hierdie boosheid van hierdie wêreld. En Heilige Gees, dankie dat U die een is wat ons nog steeds elke dag heilig en reinig, dat ons al minder en minder ons vlees aan blootgestel word en dat Jesus al meer en meer in ons word. Ons wil 'n lofoffer van dankbaarheid en liefde vir U gee in hierdie oggend. Word verheerlik.